Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, 'n luiperd is nie 'n dier wat sommer onverwags gevang word nie, maar daar mag tye gebeur en wanneer hy onverwags gevang word, is hy altyd dadelik op sy hoede en dadelik is hy gereed om of aan te val of te vlug en hy som sy opsies op en het al die sintuie wat daar is. En dis presies hoe ons as kinders van die Here behoort te wees. Ons behoort altyd in omstandighede altyd waaksaam te wees in hierdie wêreld en alles wat die Here vir ons gegee het te gebruik om tot eer van sy naam op te tree in daardie oomblikke dan ook. Nou liewe vriende, ons wil dan nou vanoggend weer met u deel oor hierdie saak 'n bewys dat u die Here nodig het. Nou liewe vriende, almal van ons het sekerlik die Here nodig en dit is net 'n dwaas wat sê ek het God nie nodig nie. Dit sal maar iemand wees wat soos 'n godlonaar is of 'n godlonaar leef, of hulle nou erken of onerkende godlonaar is, dis wat sulke mense doen. Maar enige iemand wat die Bybel lees en ten minste kerk toe gaan, weet ons het die Here nodig. Ons het die Here nodig vir baie dinge. Maar nie net wat die tydelike dinge betref nie, veral is die nood eintlik om te besef dat ek die Here nodig het vir die geestelike. Baie wil die Here vertrou net vir die tydelike, maar ons moet die Here vertrou vir die geestelike ook. Dink na oor die lewe en oor die toekoms, liewe vriende, dit waarmee jy besig is. En dit kan ons leer by melaatse manne. Melaatse manne leer vir ons hierdie les. In 2 Konings 7 vers 3 staan daar: hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? Nou liewe vriende, hulle het nagedink oor hulle lewe, waar hulle tans bevind en hoekom hulle op hierdie posisie is, en hulle het ook gesien uit hulle self gaan hulle dit nie kan verander nie, en daar's geen hoop nie, melaat sal hulle nou maar bly en sieker gaan hulle word en hulle gaan sterwe. En toe moet hulle 'n besluit neem ook oor wat hulle toekoms betref. En terwyl daar uit hulle self nie hoop was vir hulle toekoms en waar hulle was nie, moes hulle besluit geneem het. En liewe vriende, en so moet ons ook 'n besluit neem oor ons lewe en ons toekoms. En hulle het toe nou op 'n plek gekom en hulle maak 'n gevolgtrekking. Vers 4 sê, en as ons sê laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe, en as ons hier bly sal ons sterwe. Kom dan nou, laat ons dan oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. So liewe vriende, hulle tot 'n gevolgtrekking gekom, en dis ook nodig dat u lewe bietjie heroorweeg vandag, en terwyl dit so 'n bietjie dalk 'n rustiger tyd van die jaar is, om bietjie te dink, wat gaan aan my lewe, wat gaan vorentoe gebeur? U moet 'n gevolgtrekking maak. Jy weet, die verlore seun het ook 'n gevolgtrekking gemaak, daar in Lukas 15 vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Liewe vriende, wil u nie maar 'n gevolgtrekking maak oor die lewe, en dan nie opstaan, teruggaan na die wêreld en aan wêreldse hulp nie, maar na die Here toe vlug, en gaan hoor wat die Here sê, en gaan kyk wat die Here vir u doen. Ons weet wat met die verlore seun gebeur het, en u het seker nou al gelees wat met hierdie melaatses gebeur het, maar die wonderlike saak is, hulle is beter ontvang, of daar beter dinge gebeur as wat hulle gedink het, toe hulle na die Here toe vlug. En as u na die Here toe vlug, sal die Here sekerlik u seën. En liewe vriende, neem dan 'n besluit en tree op. 2 Konings 7 vers 5 sê, en hulle het klaar gemaak, en in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Nou liewe vriende, wil u nie maar klaar maak met die dinge waarmee u besig is, na die Here toe vlug, en dat u daarby hom uitkom, liewe vriende, en dat u sien wat die Here vir u kan kom doen. Jy weet, u mag dalk nou dink hoe die Here mag optree en so, maar u gaan nie weet totdat u na hom toe vlug en met hom gaan praat, en die Here vir u baie duidelik sekerlik sy antwoord gee. Mag u die Here so kom vertrou dan. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde en die goedheid en die getrouheid. Dankie dat ons u kan steun met ons hele hart. En ons weet, Here, u doen ver bo wat ons bedink of verwag. Amen.